Goeiemôre vriende. Baie welkom vanmôre in die diens. Mag ons werklik vanmôre as 'n geloofsgemeenskap ons oog gefokus hou op die Here en sy teenwoordigheid ervaar. Ek wil net sommer vinnig eers die afkondigings vir u voorhou. Daar was nou vir my gevra, ek moet net weer verduidelik dat die kerkkantoor, as jy hier uitstap, is dan sal jy die kantoor daar by die hoofingang kry. Ons verwelkom dus ook alle nuwe intrekkers en besoekers vanmôre. Mag jy wel werklik die gasvryheid van ons gemeente ervaar. Die deurkollekte gaan vanmôre vir Bybelverspreiding. Die kategese is ook vanmôre welkom in die diens. Ons doen dit vanmôre ook omdat ons kerkraadslede bevestig, dat julle dit ook kan sien en ook 'n doop het. Ons het gesê met doop en nagmaal gaan julle in die diens wees. Maar julle gaan net in die diens wees totdat ons die doop klaar gedoen het, die kerkraadslede bevestig in die doop, en dan met die preek gaan julle dan uitbeweeg, en dan gaan julle nog steeds daarso op julle twee onderskeie plekke dan die dieper in die woord, die helft daar waar julle is. Volgende naweek, asseblief ouers, dan kom die jong mense hierso almal in die erediens bymekaar, want ons het dan nagmaal. En ons wil hê ook hulle moet die sakramente begin leer ken en verstaan, en dat hulle ook dan deel is van die erediens, ons volledig, dan is hulle heeltemal deel van die diens. Ek sal my best probeer om dit so op 'n jongmensvriendelike vlak aan te bied, maar mense het ook jou beperkings, maar ek sal my best vir die Here bid om my daarmee te help. Dan ook ons so lank geluk aan die doopouers wat vanmôre doop, en ek sal ook na die tyd vir hulle ouers ook geluk sê. Die kerkraad wat vanmôre bevestig ook in hulle families. Direk na die erediens is dan dinervergadering. Ons leraars diner is op hande. Vinnig, direk na die diens kan jy net hier agter in die konsistorie bymekaar kom. So al die gasvrouens en gashere om my daarmee te help met hierdie beplanning. Die belydensklas kan vinnig koffie gaan kry, maar om nie te ver afgaan nie, want direk na die diner gaan ons met belydensklas begin. Die musiekgroep soek ons nog steeds gitaar speel, klavier speel as ons kan. My werk is net te vol elke aand. Ek het elke aand letterlik werk. Sodra as die werk bietjie minder word hier by maand, dan kan ek weer iewers daar aand vry hê, dan kan ek weer in die musiekgroep betrokke raak. Maar asseblief, as voor die tyd al mense is wat daar kan kom help, sal dit al reeds help. Nuwe intrekkers, dis mense wat die afgelope 6 maande betrokke geraak het in ons gemeente. Die 23ste Februarie het ons 'n saam kuier. Kom gee name by die kerkkantoor op. En dan die kwadewes, dis almal wat naas uit die skool uit is en wat tot en met die ouderdom van 32. Kwadewes is 'n spesifieke groep mense. Is die mense wat nou met jong volwassenes wat met hulle lewe begin. En mense wonder, jy weet, almal sê, wat gaan jy doen? Wat gaan jy word? Wanneer trou julle? Wanneer kry julle kinders? Die hele wêreld sit so baie druk op jou en jy het nog nie eens 'n koek en klou wat gaan van jou word nie. So daai groep mense weet dan hoe om mekaar te versorg en te dra, mekaar by te staan. So asseblief, hulle begin môre aand, hulle het 'n hamburger braai. Jy bring jou eie drinkgoed, die hamburgers en goed sal voorsien word en dit is 6:00, né Tonio? 6:00, hier by die jeughuis. Nooi julle vriende. Downtime is vanaand om 6:00 by die skool. Ek weet die jong mense kom al van 5:30 af, maar ons is by die skool van 5:30 af. En dan wil ek net sê parkering. Ek wil net vir almal duidelik maak, die hekke agter is ook oop. So as jy voorin kom, het lyk asof hier nie meer parkering hier is nie, nou nie by die parkie se kant nie, maar die hek hier agter by die toring in Kobaltstraat, daai hek is oop, die hek hierso in Kobaltstraat is oop. En hierso van hierdie kant af kan jy tussen die houthuisies deurry en hier agter kan jy ook vrylik parkeer. En na die tyd kan jy ook by daai hekke uitry. So ons kan vrylik die parkering van die terrein gebruik. En dan gaan ons hierdie jaar bietjie fokus op sprekers en kursusse wat ons gaan aanbied. Ons het lanklaas Hetty Brits se kursus aangebied. So ons gaan bietjie fokus op jong kinders, jong gesinne. En dan gaan ons bietjie later in die jaar gaan ek 'n spreker kry wat met laerskool gaan werk, en dan gaan ek die einde van die jaar, ek het nog nie gebel nie, maar gaan ek probeer om Greta Wit weer te kry vir die hoërskool, en sodoende gaan ons probeer dan ook soos vir gebed gaan ons sprekers kry, in elke afdeling van die gemeente se bediening gaan ons probeer kry.
Maar nou Februarie, so julle kan nog julle name opgee, begin ons met Immergroen Ouerskap, is 'n navorsingsgebaseerde program wat ouers en onderwysers help om kinders se gedrag, temperament en emosionele behoeftes beter te verstaan. Deelnemers kry 3 maande se toegang tot video-inhoud deur Hetty Brits, met die opsie om hulle intekeninge te verleng as kontaksessies waar vrae beantwoord word, opsommingsbladsye prakties bespreek gaan word. Hierdie kursus verduidelik waarom sekere dissiplinebenaderings vir sommige kinders werk en nie vir ander nie. Hoe om met verskillende persoonlikheidstipes te kommunikeer, en hoe om sleutelkenmerke by kinders raak te sien. Met ondersteuning van Immergroen afrigters, spesialiste en toegang tot Hetty Brits self, word hierdie kursus sterk aanbeveel vir enigiemand wat met duidelikheid, selfvertroue en doelgerigtheid wil onderrig of kinders wil grootmaak. Almal wens altyd vir 'n handboek om hulle kinders groot te maak, maar hierdie is die naaste wat ons daaraan gaan kom. Ons sê gereeld in ons gemeente 0 tot 6 is die belangrikste tyd in ons kinders se lewe. Jy kan hom push tot so by 9, maar daarna begin daai boompie nie meer gebuig, so begin moeiliker buig. So hierdie kursus help ook met ouer kinders se vorming. En jy weet, mans bly maar altyd kinders, dit help die vrouens ook so 'n bietjie daarmee om mekaar beter te verstaan. Maar Hetty Brits se goedes werk nog altyd vir hierdie goedes. Ons het lanklaas aangebied, so jy kan vir Lisna skakel of vir Wet Wessel skakel. Jy kan ook vir my of die kerkkantoor skakel, dan kan ons julle met regte mense in kontak sit. Is relatief goedkoop dink ek, is R850. En dit gaan met kontaksessies op Zoom wees en dit gaan regtig julle lewens verryk. Ek dink dis al wat ek daar moet sê. Kom ons raak stil. Dan raak ons bewus van die Here se teenwoordigheid. Wanneer ons vanmôre kom stil word by die Here, hoor hierdie mooi woorde van Psalm 32. U is vir my 'n skuilplek. U beskerm my teen die aanvalle. U laat my oorwinningsliedere sing. Wie op die Here vertrou, die omvou hy met sy liefde. Ek verbly my in die Here. Ek jubel in die Here. Amen. Terwyl ons so sit, kom ons sang saam met hierdie video, hierdie pragtige lied, Hemelvader, so sittende saam, ons aanbid U.
Vriende, ons gaan mekaar groet in die naam van die drie-enige God. Ons het laat vir mekaar al hallo gesê toe mense langs jou kom sit het. So ons doen dit nie net om weer mekaar te groet nie. Ons groet mekaar in die naam van die drie-enige God om te bevestig dat daar die Here teenwoordig is, wie ons gekom het om te kom aanbid. Die Here het jou hier geroep vandag met 'n spesifieke doel. Hy wil jou aanraak, hy wil jou ontmoet. En daarom bevestig ons sy teenwoordigheid hierso in hierdie moment, hier waar ons hom kom aanroep. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en Jesus Christus en die kragtevolle werking van die Heilige Gees. Amen. As 'n antwoord op die Here se teenwoordigheid, kom ons staan en loof ons hom met hierdie pragtige lied. Juig almal God tot God se eer. Kom ons staan en sing ons hierdie pragtige lied saam. Ek vra dan dat die kerkraadslede wat bevestig gaan word na vore sal kom asseblief. Dit is ook oulik dat die kinders vanmôre hierso is, dat hulle kan sien dat God roep nog steeds mense om vir hom te kom werk. Party mense wat sê hulle is bereid om hierdie bestuur, hierdie leierskapsposisies vol te staan. Ons noem dit natuurlik ouderlinge en diakens. En hierdie mense het daartoe toegestem en voel dat die Here hulle geroep het om vir ons vir sy diens te kom staan. Blackie kan ook vorentoe kom. Hy het al die kaartjies, want ek ken nie almal se name nie. Dan spreek ek vreemde name uit. Kom Blackie. Van die begin af het die Here Jesus mense geroep om sy werk op aarde voor te sit. Hy sê vir sy disippels, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Die ampte is deel van die gawes, wat die Here deur sy Heilige Gees aan die kerk gegee het. Sy doel daarmee is om die gelowiges toe te rus en vir hulle diens om die gemeente as liggaam van Christus op te bou. Uit die Bybel is dit duidelik dat die ampteraad bekend moet wees as iemand met 'n lewende geloof, iemand met die begeerte om vir die Here te werk, wat bekwame is om te leer en gewillig is om daarvoor toegerus te wees. Verder moet die ampteraad 'n hoë sedelike lewenstyl handhaaf en in alle opsigte betroubaar wees. Die kerkraad het deur die aankondiging bekend gemaak wie tot hierdie ampt verkies is. Aangesien daar geen wettige beswaar ingebring is, aanvaar die kerkraad die goedkeuring van die gemeente en gaan ons nou voort om te bevestig. Ons gaan vir Jakobus Johannes Breitenbach, ek gaan nog 'n Jacques, wat verkies word tot diaken, dan Tonia Sonet van Wyk, wat as ouderling jeug, en dan Johannes Petrus Kugner, wat ouderling ondersteuningsdienste bevoer word. Ouderling, julle dra besonderse sin die verantwoordelikheid vir die opbou en die geestelike versorging van hierdie gemeente. Julle moet toesien dat alle gemeentelede hulle in die belydenis en die lewenswandel gedra, soos lewende lidmate van die kerk van Jesus Christus. Volgens die voorbeeld van Christus moet julle herderlike taak dien uitvoer.
Deur voorbereiding, huisbesoek en siekebesoek moet julle lidmate bystaan, vertroos en hulle geloof versterk en bemoedig. Julle moet veral ook verantwoordelikheid neem vir die dooplidmate, sodat hulle gelei en geleer word om die Here te ken en te dien. Onorddelikes en onverskilliges moet julle in liefde vermaan. Teen die wat sonde volhard, moet julle optree met die kerklike tug, sodat hulle tot bekering kan kom. 'n Ouderling is immers 'n bestuurder van sy huishouding van God. Gee ook ag op mekaar en op die lewende lewe van die bedienaars van sy woord. Waak saam oor die erediens en sorg vir die instandhouding daarvan. Werk met ywer en met oorgawe mee aan die uitbreiding van die koninkryk van God. Diakens, julle is diakens geroep om Christus se diens te staan. Hy is die groot diensknegt wat mense roep om sy werk op aarde voort te sit. Die diakense diens begin by die nagmaal waar die gemeenskap van Christus en die medegelowiges gevier word. Daarvandaan word die liefde en die barmhartigheid van God ook uitgedra na elke terrein van die gemeentelike lewe en na die samelewing. As diakens moet julle vir die lidmate 'n voorbeeld van onselfsugtige diens wees. Julle moet die materiële en geestelike nood van die mense fyn aanvoel en daadwerklik help. Verlig ook die omstandighede wat tot die nood aanleiding gee. Waar hulp verleen word, moet ook die evangelie gebring word. Inspireer die lidmate en rus hulle toe om mekaar se laste te dra. Versorg in die eerste plek die medegelowiges, maar ook alle ander mense wat in nood verkeer. Dis ook julle taak om te help met die insameling van die dankoffers. Julle is mede-verantwoordelik om die gawes wat gegee word met wysheid, as ook in die regte gesindheid van Christelike liefde te bestee. Nou, ons gemeente werk met 'n ander tipe bestuurspan. Johan word aangestel weer by ondersteuningsdienste. Ek spot altyd, hy is daai ou wat die hele tyd vir my, hy en Emil is daai mense wat die hele tyd vir my nee sê wanneer ek my luck push en die hele tyd geld wil hê. Hulle maak seker dat die alles met die gemeente se finansies en goed reg help. Jacques gaan inkom by die jeug, veral senior jeug, gaan hy dan sy gawes en talente kom aanbied. En Tonia het ons dan ingekry, sy het ingeskryf om te leer vir 'n diensleraar. Daar's baie min leraars deesdae wat hulle tyd kom stel om te leer daarvoor. Sy het gevoel die Here het haar geroep, sy is besig met haar studies en ons gebruik haar dan ook by die jeug, daar agter by die tent en ook by downtime en oral waar sy kan voel die Here haar gaan gebruik, gaan sy ook daar aangewend word. Antwoord opreg op die volgende vraag, sodat elkeen kan hoor dat jy bereid is om hierdie diens te aanvaar. Is jy daarvan oortuig dat God self jou deur sy gemeente tot hierdie besonderse diens geroep het? Aanvaar jy die Ou en Nuwe Testament as die enigste onfeilbare woord van God en as die volkome leer van verlossing en verwerp jy alle leringe wat daarvan in stryd is? Beloof jy om jou ampt soos dit aan jou voorgehou is, volgens hierdie leer getrou te vervul? Aanvaar jy dat jou medegelowiges die verantwoordelikheid het om jou te help om op die regte pad te bly? Tonia, wat is jou antwoord? Jacques? Ja. Wees getrou in julle dienswerk. Wees goeie voorgangers vir die hele gemeente. En gemeente ontvang hierdie kerkraadslede as gestuurdes van die Here en bid vir hulle. Werk met hulle saam, want die werk wat aan hulle opgedra is, bly steeds ook elkeen van ons se taak. Wees gewillig en blymoedig in die uitleef van julle verantwoordelikhede. Stel julleself beskikbaar om toegerus te word as profete, priesters en konings in diens van Christus. Kom ons sluit die oor, dan bid ek vir ons. Here, ons almagtige God, ons aanbid U in dankbaarheid. U is die een wat U kerk deur al die eeue bewaar, versorg en laat groei. Ons dank U dat U ook nou weer hierdie persone vir ons afgesonder het, op 'n besondere manier om hierdie gemeente van U te kom dien. Ons bid dat U hulle elke dag sal inspireer, sal toerus, sal krag gee. Help ons almal om U stem te hoor en gehoorsaam te wees en uit dankbaarheid deel te neem aan die werksaamhede en die opbou van U koninkryk, van U gemeente. Mag alle eer altyd U toekom. Amen. Blakkie. Dankie, Kiggie. Sien weer uit. Jacques, ek sien uit om saam met jou te werk. Baie welkom. Tonia, baie welkom. Ek weet ek werk al lekker saam met jou. Baie welkom. Vriende, kom ons staan en sing ons op hulle, laat Here U seën op hulle daal. Jy kan na die gemeente toe.
dankie, julle kan die sitplekke saam met die gemeente inneem. Nou vra ek asseblief dat die doopouers na vore sal kom. Julle kan sommer hier voor my staan. Ja, Bill, is die oulikste kind hierdie. Van die begin af het die Here Jesus mense geroep om sy werk op aarde voort te sit. Hy sê vir sy disippels, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Die amp is deel, ek is jammer, verkeerde lyn. Ek het die boekmerk verkeerd ingesit. Sorry. Ongeluk is gebeur. Lekker tof. Ja. Amper word hy die haken, Dries. Ek het recht en amper skiep ons. Sorry Janies, sorry Kobus. God het in die Ou Testament al 'n ooreenkoms met Abraham aangaan. Ons noem dit 'n verbond. Hierdie is so belangrik vir elkeen van ons wat al gedoop is, om te onthou waaroor gaan die doop. Die verbond kan vergelyk word met 'n testament waarin God al sy gawes tot sy kinders se beskikking stel. By die doop bevestig God dat ons en ons kinders in hierdie testament, hierdie nalatenskap ingesluit is. Ons en ons kinders word verseker dat God ook ons God is. Hoor wat dit beteken vir ons. Dat hy ons Vader is wat ons liefhet en vir ons sorg. Dat Jesus Christus ons verlosser is en dat die Heilige Gees in ons woon en van ons nuwe mense maak en ons lei. Geen mens kan hierdie gawes van God verdien nie, want ons sonde waarmee ons gebore word veroorsaak dat ons eintlik maar die dood verdien. Jesus het egter die straf van die sonde op hom geneem en aan die kruis in ons plek gesterf. Daarom kan God nou die ewige lewe as 'n geskenk vir ons aanbied. Ons kinders is ook hierby ingesluit, al verstaan hulle nog niks van wat hier gebeur nie. Die betekenis van die doop kan maklik verkeerd verstaan word. Dis nie net 'n mooi gewoonte wat ons ter wille van ander mense onderhou nie. Dit is ook nie 'n bygelowige handeling waardeur ons teen die gevaar vir ongeluk beskerm word nie. Dit is ook nie 'n geleentheid waar kinders hulle name kry nie. Dit gaan by die doop oor die drie enige God wat hom aan ons en ons kinders kom verbind. Terwyl hulle kindjie ingebring word, gaan ons hierdie pragtige lied sing saam met die orgel, so sittende, my enigste troos, verse 1 en 2 saam. En Blakkie kan maar weer vorentoe kom. Enigste troos in lewe en dood. Julle het nou gehoor wat die doop beteken. Daarom vra ons dat julle opreg op die volgende vraag sal antwoord. Bely julle dat hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans aan Christus aan God behoort en as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. Aanvaar julle die Bybel as die woord van God en aanvaar julle die leer van die kerk, soos die belydenisskrif dit verwoord as die ware en volkome leer van verlossing.
Beloof julle om hierdie kind nie leer na die beste van julle vermoë te onderrig en ook te laat onderrig? Wat is julle antwoord? Marie. Marie. Kom my toe. Ek kan nie. Sien julle wat ek gesê het? Die beste van die beste. Marie van Staden, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, ontvang dan ook ons nuwe lidmaat. Het jy? Het jy? Ja. Zeker. Baie geluk. Baie geluk. Kom ons staan eers, gaan ek vir julle bid. Kom ons sluit die oë. Here, as ons sommer na hierdie kinders kyk, die onskuldigheid van hulle hart. Here, om te weet, hulle is al klaar by u genadeverbond ingesluit. Here, dan sê dit vir ons, hoe groot is die liefde vir elkeen van ons, wat die kinders is. Al verstaan ons nog niks, beteken dit juis, hoe moet ons mekaar leer en onderrig. En al het ons niks verstaan nie, het u die eerste tree geneem in Jesus Christus, en dat hierdie die symbool is om te sê, u volledig kom verbind u self aan ons. Ons is deel van die volk. Nou moet ons groei waarvan ons deel is, u familie, die uitverkorenes, die heiliges. Seën hierdie familie, Here. Mag hulle besef, die drie-enige God is met hulle. Mag hulle besef, die Heilige Gees sal vir hulle met hulle reis. Die Here sal in genade hulle pad betree en God se liefde sal omvou en die groot maak van hulle kinders. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Kom ons staan en doen ons saam die geloofsbelijdenis. Asseblief, julle moet net daai vormpie teken. Sorry, ek net. Ons gee daarom ook symbolies die Bybel, as dat julle die kind moet groot maak in die weë van die Here met sy woord. As hy. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en in ewige lewe. Amen. Dankie, julle kan die sitplekke neem. Net voor ons jong mense loop, wil ek ook net vir hulle sê, daar was 'n dag toe julle ouers ook gesê het, waar julle ouers 'n belofte gemaak het en gesê het, hulle gaan julle groot maak in die weë van die Here. Hierdie is net gewone water. Maar die water sê dat God altyd saam met julle is. Dat julle spesiaal vir God is. En partykeer wanneer julle voel maatjies is lelik met julle of julle voel julle is alleen, sê hierdie water moet 'n mens altyd onthou. God is saam met julle. Hy sal altyd saam met julle wees en julle lewensreis aanpak. God het hom aan julle kom verbind en hy sal julle nooit los nie. Die Bybel sê niks kan ons ooit van die liefde van God skei nie. Net sommer so vir almal ook. Ons doen die viering van jou doop. Na die afloop van die diens staan ek hier by die doopbak. As jy ook weer jou doop wil vier, die dag toe die Here aan jou kom verbind het, hy nie gelos het nie, dan kom jy net en ek maak 'n kruisie op jou kop. Dis nie 'n weerdoop nie, dit is net 'n doopviering. Goed, ons jong mense kan uitbeweeg daar agter na die tent en na die jeugsaal toe. Jy kan so lank die woord oopmaak by Lukas 4, terwyl hulle uitbeweeg.
Ek wil ook dan vir al die oumas en die familie van die doop en ook van die kerkraad sê baie geluk en almal van ons moet hulle ondersteun in hierdie reis van hierdie kindjies wat vir hulle voorlê. Kom ons sluit die oë. Here, wanneer ons u woord oopmaak, is dit 'n heilige woord. Ons kom doen dit met respek. Ons kom kniel voor u en ons weet u is ons God. Alles wat ons gedoen het op hierdie moment, sê vir ons hoe groot is u genade en u liefde. Hoe belangrik ons vir u is, hoe u uitreik na ons. Maar dit stop nie daar nie. U wil uself aan elkeen van ons kom openbaar. Ons kan u stem hoor. Daarom bid ons, o Heilige Gees, dat hierdie woord, hierdie kosbare woord, op ons hart sal skryf. Amen. Terwyl ons so sit, kom ons sing hierdie lied met die orgel saam, Spreek Heer, 2 keer deur. Met 'n reeks oor Jesus se vroeë bediening. Vandag gaan ons dan hierdie mooi gedeelte lees oor versoekings. Jesus wat versoek word. Ons begin daar in vers 1. Jy kan die woord oophou, maar al die teks gaan op die bord ook wees. Ons gaan bietjie so stap vir stap deur gesels. Vol van die Heilige Gees het Jesus van Jordaan teruggekeer en is deur die Gees in die woestyn ingelei, waar hy 40 dae lank deur die duiwel versoek is. Die hele tyd het hy niks geëet nie en aan die einde van die tyd was hy honger. Hoor net daai woorde, die Here was honger. Nou ek wil gesels soms oor versoekings. As jy gaan kyk na die definisie van versoekings, en daar's nogal baie, maar om en by kom dit uit dat 'n versoeking is iets wat jou wegtrek, jou wegvat van wat aanloklik is, van dit wat jou droom is, dit wat jou doelwit is, dit wat jy graag wil bereik, wat jy op 'n ander koers sit, en dan kom jy nie meer by jou doelwit of jou drome uit op die einde van die dag nie. In ons geloofslewe beteken dit, ek wil groei in my geloof, in my verhouding met God, en dan sal 'n versoeking iets wees wat jou dan wegvat van die Here se teenwoordigheid af. Nou in die Bybel lees ons dat versoekings kom nie van God af nie. Sien daar in Jakobus byvoorbeeld, laat niemand wat versoek word sê, ek word deur God versoek nie. Want God kan nie deur kwaad versoek word nie, en selfs versoek hy niemand nie. Elkeen word versoek wanneer hy deur eie begeerte meegevoer en verlei word. Dan wanneer die begeerte bevrug is, gee dit geboorte aan die sonde, en wanneer die sonde volgroei is, gee dit begeerte aan die dood. Ons sien hierso dat mense het 'n bietjie wanindruk dat hulle partykeer sê versoeking is gelyk aan sonde, maar dit is nie so nie. Versoeking vat jou van die pad af, maar dis eers wanneer jy totaal oorgee aan daardie versoekings, wat dit lei tot die sonde, die begeerte van jou hart, wat dan oorgaan tot hierdie dade, wat dan op die einde van die dag tussen jou en God, of tussen jou en jou medemens uitkom. Maar daar's versoekings, het ook 'n ander prentjie. Versoekings is nie net altyd daardie lekker goed, as jy op 'n diet is, daardie koek en daardie goed wat partykeer oor die pad kom nie. Of wanneer jy partykeer sê, ek gaan in 'n verhouding, my verhouding met iemand regkry, en dan op die einde van die dag, dan sien jy al die verkeerde of lelike goed wat uitkom nie.
Versoekings is soms omstandighede wat oor jou pad kom, en dan daardie versoekings bring eintlik uit wat hier binne in jou is. En partykeer is dit groot goed, en partykeer is dit minder groot goed. So 2 weke terug, of die week het iemand hulle kas se deur op my oopgemaak, en ek voel dit was 'n redelike groterige ding, en daardie omstandighede het natuurlik nie mooi goed uit my uit laat kom nie. Toe ek uit daai motor klim, was daar niks mooi. Daardie omstandighede het gemaak dat ek op 'n sekere manier optree wat ek ook baie skaam was. Daai omstandighede. Dit gebeur partykeer as jy golf speel en jy speel so guara hou, dan kom hy woede uit jou uit, wat maak dat jy, wat jou toets, jou mens wees, wat ander goed is, partykeer 'n bietjie laat uitkom. As jy partykeer in hondepoef trap, dan is dit ook 'n tipe van 'n versoeking wat dinge uit jou uitbring. Daar's 'n mooi storie wat ek kyk, ek en my vrou geniet dit nogal baie op die TV. Dis Fortune Fire. Hierdie mense, so 'n kompetisie wat hulle doen, waar mense bymekaar kom, 4 deelnemers, en dan moet hierdie mense kry hulle 'n stuk staal, partykeer interessant waar hulle die staal vandaan moet gaan kry, maar dan moet hulle sorgvuldig hierdie staal vat, en hulle moet hierdie staal in 'n vuur mes van maak. En dit is nogal baie, hulle kry net 3 ure om dit te doen, daar's $10,000 op die spel, en dan is hulle hard besig om in daai warm plek waar hulle besig om te werk, sorgvuldig hulle messe te vorm. Uiteindelik na die eerste ronde, dan gooi hulle een weg, dan bly daar 3 oor wat 'n handvatsel moet opsit, en dan gaan hulle om hierdie na 'n volgende ronde toe waar hierdie lem getoets moet word. En een van die toetse, hulle het natuurlik kyk hoe skerp hy is, maar een van die toetse is om te kyk hoe sterk hierdie lem is. Hulle sal byvoorbeeld daai lem vat, dan sal hulle 'n blok ys kap. Of hulle sal daardie lem vat, dan vat hulle 'n spyker met 'n baseballbat, dan slat hulle die lem in die baseballbat in. Of hulle sal hierdie lem vat en dan kap hulle 'n stuk hout. En dan staan daai mense wat soveel tyd en soveel van hulle self in hierdie lem ingesit het. Jy kan sommer sien hoe staan hulle amper daar besig om te bewe, en ongelukkig wat hierdie stuk kunswerk van hulle dan nie gelukkig is oor hoe hierdie ding getoets word nie. En dan sê daai ou 'n belangrike woord. Wanneer ek hierdie gaan doen, wanneer ek in hierdie ys of in hierdie boom gaan inkap of in hierdie spyker gaan inkap, dan is dit nie wat jou lem aan hierdie ding kan doen nie, maar ek wil kyk wat hierdie ding aan jou lem kan doen. Dit toets die egtheid en die krag van jou lem. En soms is dit so met ons lewe ook, en dis hoe versoekings soms werk. Versoekings kom partykeer om te kyk, kom oor jou pad, en dan kyk dit wat hier binne in jou is. En toets jou bietjie jou menswees, dit kom skud jou menswees. Ons besig met Jesus se bediening, ons het 2 weke terug, het ons begin waar Jesus daar in die tempel gaan sit het, en buitengewoon, extra spesiaal, het die mense gesien dat sy, die manier wat hy vrae gevra het en geleer het, het hulle in verwondering gesit. Ons het laasweek gekyk hoe Jesus gedoop is, en dit die begin van sy aardse bediening was, en alles wat daarmee saamgaan het. Nou gaan sy aardse bediening verder, en hy gaan in hierdie woestyn in, om deur die duiwel beproef te word, om versoek te word deur die duiwel. Nou as ons sommer hierso kyk, is dit die bots van 2 magte, ons dink nie altyd daarin nie, hierdie goed en hierdie sleg wat hierso plaasvind, hierdie bots van hierdie 2 magte daarso in die woestyn. Jesus word versoek, ons moet mooi besef, Jesus word op sy aardse bediening begin, en hy's gestuur deur God, om die koninkryk van God hier op aarde tuis te bring, om God se liefde vir mense te kom sien, hoe moet dit sigbaar gemaak word, hoe moet dit werk, hoe moet ons God lief hê met ons hele hart, en hoe moet ons naaste lief hê met soos onsself. Jesus moes met woord en daad dit vir die mense tuis te bring. Hy het 'n bediening wat gaan begin, wat hy groot werk moet kom doen. En die duiwel wil nie hê dit moet gebeur nie. Die duiwel wil tussen Jesus en sy roete wat hy moet gaan stap, sy bediening moet wil hy inkom tussen Jesus en sy plan. Hy wil hê dit moet afsien daarvan. Hierdie kan gesien word as die finale toets. Soos wat daai Fortune Fire is, wanneer daai geslaan word, om te kyk, wat doen hierdie aan hierdie lem? Wat gaan gebeur, is hierdie Jesus reg voorberei vir hierdie pad wat vir hom wag? As ons nou gaan deur al die versoekinge stap, gaan ons sien, en ek wil hê julle moet hierdie iewers te vasknoop. Hierdie 3 versoekinge is om Jesus as die Messias, Jesus as die werklike kind van God hier op aarde te kom bevestig.
Hoor hierdie een. Die duiwel wil hê dit moet gebeur. Julle gaan sien in die versoekinge, dat die duiwel wil Jesus kom bevestig as die Messias, maar met kort paaie. Die duiwel wil die kruis misloop. So die duiwel wil alles vir Jesus kom aanbied, maar sonder dat Jesus die kruispad stap. Jy sien, want die kruis is belangrik vir die volheid van die koninkryk van God, wat alreeds hier begin. Want sonder die kruis gaan niemand van ons die ewige lewe, God se teenwoordigheid, die verlossing van ons sonde ingesluit wees in hierdie teenwoordigheid van God nie. So daarom gaan ons sien hoe die duiwel eintlik vir hom baie voordoen en dit lyk asof dit die Messiaskap is wat aangebied word. Maar nie werklik nie. Natuurlik begin dit in die woestyn. Ons het laasweek ook 'n bietjie gepraat oor die woestyn. Wat gebeur alles daar in die woestyn? Maar die woestyn het 'n besonderse rol wat hier gespeel word in hierdie teks. Die woestyn is waar God mense ontmoet, hulle geloof toets, hulle geloof vorm. En ons sien daar in Deuteronomium 8, want hierdie woestyngebeure moet jy altyd onthou, gaan terug na Exodus toe. Daar waar God sy volk vat, uit die Egipte uitlei, binne in die woestyn in, en dan lees ons daar in Deuteronomium 8, hoor net hierdie woorde. Elke gebod wat ek vandag vir jou voorskryf, moet julle nougeset nakom, sodat julle kan leef en meer word in die land ingaan wat die Here met 'n eed aan julle voorvaders beloof het, en dit in besit neem. Dink aan die hele pad waarlangs die Here jou God hierdie 40 jaar in die woestyn gelei het, om jou nederig te maak, om jou te toets, om uit te vind wat in jou hart leef, sou jy sy gebooie nakom of nie. Wat doen al hierdie goed aan jou hart toets, hoe gaan dit wees, want jy moet hierdie beloofde land gaan inneem. Hy het jou nederig gemaak, jou laat honger ly, en jou die manna laat eet wat jy nie geken het nie, en jou voorouers ook nie geken het nie, sodat hy jou kan laat verstaan, dat die mens nie van brood alleen sal leef nie, maar dat die mens leef van elke uitspraak uit die mond van die Here. Vir hierdie 40 jaar het die klere van jou lyf nie verslyt nie, en het jou voete nie geswel nie. Wees dan in jou hart oortuig daarvan, dat die Here jou God jou opvoed, soos 'n man sy seun opvoed. Wanneer hierdie gebeure in die woestyn plaasvind, dan gaan alles terug. Onthou, hier is die volk van God, wat moet opgevoed word, hulle onthou hierdie gebeure, hulle onthou hierdie geskiedenis, hulle onthou wat hierdie geskryf is in Deuteronomium. Wat lê agter hierdie gebeure? Israel was vir 40 jaar in die woestyn. Hulle word geken as Israel is die kind van God, maar hulle is die ongehoorsame kind van God. Hulle is die een wat bietjie nie altyd mooi luister nie. Hier kom Jesus Christus, die seun van God, die werklike kind van God, die gehoorsame een. Versoeking fokus op die optrede om die wig in te dryf tussen God en Jesus Christus. Maar Jesus Christus bly gehoorsaam. Hoor hierdie eerste versoeking. Die duiwel het vir hom gesê, daar in vers 3, as u die seun van God is, sê vir hierdie klip, dit moet brood word. Maar Jesus antwoord hom, daar staan geskryf, van brood alleen sal die mens nie leef nie. Nou hoor ons somme opvallend, elke keer gaan jy in die versoeking so hoe die duiwel vir Jesus sê, as jy die seun van God is. Natuurlik klink dit vir ons asof dit so bietjie met 'n kritiese vraag vir ons taal, maar eintlik sê die kennis, dis nie krities nie, hy bevestig eintlik dat Jesus die seun van God is, wat eintlik beproef moet word vir die reis wat voorgestap moet word. Dan in hierdie woestyn gebeur nou belangrike goed. Die hart word blootgelê. Onthou ons het nou net Deuteronomium gelees wat sê, daar in die woestyn het julle gegaan, daar's gevorm, julle hart is blootgelê, dis gevorm, julle het manna en kwartels gekry. Ek moes julle gewys het om nederig te word, sodat julle voorberei kan word vir hierdie beloofde land. Onthou wat gebeur daar in die woestyn. Ons het die eerste vers al gelees, toe ek vir julle gesê het, om te kyk wat hier gebeur. En hy was honger. Jesus was honger. Natuurlik bevestig dit sy menslikheid. Maar in die woestyn is daar nie kos nie, daar is nie water nie, daar is nie veiligheid nie. Jy is afhanklik. Jy kan nie op jouself daar so klaar oorleef nie. Daarom wat Jesus sê, hierdie woorde, hierdie bekende woorde, wat daar in Deuteronomium voorkom, die mens kan nie alleen van hierdie brood leef nie.
Jy sien, weet jy waar gaan dit? Die besoekings begin gewoonlik om te dink, ek sal dit op my eie krag klaar kry. Ons het mos hierdie ding waar ons bid en dan vat ons dit vinnig self terug. Wat sê, hoe gaan ek en my bestaande doen? Maar in hierdie woestyn wys dit vir ons hoe hierdie plek van ontmoetings met God is, soos wat Moses ook die ontmoeting gehad het daar in die woestyn. 'n Woestyn, soos wat hier gebeur, is nie 'n God verlatenheid nie, maar God gedrewenheid. Het julle al geluister hoeveel keer gebeur het wanneer mense deur moeilike en slegte tye gaan? Dan sal hulle sê, hoekom verlaat God my? Hoekom is God afwesig? Waar is God? Hierdie goed my gebeur. Daardie woestynmomente van jou lewe. Hierdie gedeelte kom wys juis vir jou in daai woestynmomente van jou lewe. Om God te vertrou, vas te hou, dat hy jou vorm en dat hy jou dryf. Jy weet nog nie eens waartoe jou pad is nie. Hy gebruik hierdie stiltes, hierdie leedtye, hierdie wagperiodes, juis om jou te vorm vir daai beloofde land, daardie uitkoms wat moet gebeur. Hierdie volk van God, die teenstelling was gereeld gehoorsaam. Jesus Christus, die duiwel probeer hom van stryd bring, hy is gehoorsaam. Maar wat hierdie gedeelte nog vir ons mooier maak, hoe hierdie Messiaskap te doen het met ons aardse behoeftes en ons aardse voorsiening, leer die Here ons nie ook bid, gee ons vandag ons daaglikse brood. Dat God met Jesus Christus betrokke is, in genade ons welkom betree, elke dag. Die tweede versoeking, hierop het die duiwel hom na die hoë plek geneem, en in 'n oogwink vir hom al die koninkryk van die wêreld gewys. En die duiwel sê vir hom, ek sal u al hierdie mag gee in hulle pragt, want dit is aan my gegee, en ek gee dit aan wie ek wil. As u my aanbid, sal dit alles u sin wees. Maar Jesus antwoord hom, daar staan geskryf, die Here jou God moet jy aanbid en hom aanleen. Nou, die eerste een was al moeilik. Probeer jou indink, jy is in 'n woestyn 40 dae, jy honger, dors. Ek weet nie eens of ek vir 3 ure of 5 ure sonder kos gaan klaarkom. Hierdie pens is nie gemaak vir sonder kos. So, ons sou maklik gesoek het. Hierdie, vir ons as mense is nog meer. Hier kom hierdie Jesus wat die koning moet word van hierdie wêreld. Hierdie Messiaskap. Hy sê, ek bied jou hierdie hele wêreld aan, al hierdie koninkryke van hierdie aarde. Ons het gesê, bring het on. Al hierdie mag, al hierdie dinge wat ons kan bewerkstellig, as ek maar net al hierdie mag en al hierdie tot my beskikking gehad het, wat ek in die wêreld kon gedoen het en bereik het, hoe wonderlik sal dit nie gewees het nie. Maar Jesus Christus, gehoorsaam, weet, hy is hier om die doel van sy Vader en sy Vader se wil. Hy is nie hier vir sy wil nie. God is die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en hy kom manifesteer net dit wat aan hom toevertrou is. God se teenwoordigheid, God se koninkryk lyk totaal anders. Jesus sê vir hom, God alleen moet aanbid word. Jy sien, die wêreld het gedink, hierdie Joodse tradisie waarin hy nog gaan deel word, het gesê, hier kom 'n nuwe Messias, en hulle het gesê, hierdie Messias is 'n politieke figuur, dis iemand wat ons van die Romeinse ryk gaan bevry. Hulle het 'n ander Messias verwag. En wanneer Jesus hierdie woorde sê, jy moet die Here jou God alleen aanbid, dan sê hy ook, sê die skrywer so die boek van Lukas, eintlik wil hy vir hulle sê, daardie mense, daardie Jesus, daardie mense wat onregverdig optree, is eintlik tools in die hand van die boos. Maar ook daarmee saam wil Jesus vir hulle sê, hierdie keiser aanbid, hierdie ander afgoderry wat die mense so na verval, wees versigtig, want jy moet terugdraai in jou woestynmomente na net die een bron van lewe, die een bron van vrede, die een bron van hoop, die God wat die skepper van die hemel en aarde is, wat van ons in genade sy seun Jesus Christus kom aanbied het. Jy kan net na een terugdraai. Dit wat Israel partykeer so baie ongehoorsaam was. God se koninkryk is van totaal 'n ander orde. Hierdie versoeking gaan oor mag. Dan gaan ons na die derde versoeking toe. En die duiwel het hom na Jerusalem toe geneem en hom op die hoogste punt van die tempelgebou laat staan. Toe sê hy vir hom, as u die seun van God is, spring hier af. En daar staan immers geskryf, hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm. Op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie dalk teen 'n klip jou voet sal stamp nie. Maar Jesus antwoord hom, die skrif sê ook, jy mag die Here jou God nie versoek nie.
Die Jode het 'n verwagting gehad dat hierdie Jesus, die Messias, wanneer hy sou kom, op die hoogtepunt van die tempel sal eers verskyn. Hierdie Messias verwagting wat hulle totaal gedink het, hierdie politieke figuur was. Jy sien, hierdie gedeelte gaan oor identiteit. Dit gaan oor eer, oor aansien, oor erkenning. Dis een van ons grootste versoekings in die lewe. Ons wil so belangrik wees. Ons wil so oral hê mense met ons net erken. Jesus Christus kan hierdie versoeking weerstaan. Hy sê vir hierdie duiwel, daar's net een Here, jy mag die Here jou God nie versoek nie. Wanneer Jesus dit sê, dan sê hy eintlik vir die duiwel, boonbehalwe dit, dat daar net een Here is, jy mag hom nie versoek nie, maar sê hy vir die bose, gaan weg. Maar hy sê ook vir hom, ek wat Jesus Christus is die Here in hierdie versoeking. Hy self is die Here jou God. In hierdie woestynmoment gebeur hierdie bevestiging van die Here. Hierdie versoekings van hierdie duiwel wat vir hom hierdie kortpaaie wil kom aanbied, met hierdie versoeking wat hom eintlik van stryd wil bring. Hierdie gevegte in boos en sleg waar hy die wig wil indrif. Maar die Here kan hierdie versoekings weerstaan, eerste, onder die leiding van die Heilige Gees. Tweede, deurdat hy die skrif ken en die skrif aanhaal, met die woord kan hy dit teestaan. En dan, Jesus Christus het geweet wie hy is, hy het geweet wat die Vader se plan is, hy het geweet waar binne pas hy aan, en in gehoorsaamheid gefokus op God se plan, kon hy die duiwel teestaan. Dan hoor ons hier in vers 13 wat gebeur. Die duiwel het moed opgee, die duiwel is platgeslaan. Die duiwel het nadat hy met al hierdie versoekings klaar was, vir 'n tyd lank van Jesus af weggebly. Die versoekings vra vir ons soms, hoekom wag as jy dit nou kan hê? Geloof sê, ek vertrou God selfs nou. Jesus weet wie hy is. Jesus hoef nie sy identiteit te bewys nie, maar hy leef daaruit. Elkeen van ons kom in daardie moment waar jy gekonfronteer word met goed en sleg in jou lewe. Waar daai dinge oor jou pad kom, of dit versoekings is wat jou aandag wil aftrek, en of dit net staf is wat met jou gebeur, wat jou toets, om te kyk wat binne in jou is om dit uit te haal. Maar net soos wat die Here dit teëgestaan het, waar hy gewen het deur die Gees, want dieselfde krag wat in die Here is, waarmee hy die dood uit opgestaan het, is in elkeen van ons, om saam met ons lewensreise aan te pak. Die woord, God se woord wat ons vermoere oopmaak. Al sy beloftes wat ons kan lees en ken, en ons hele lewe daaraan toevertrou. Die geloof wat deel van die wapenrusting is, waarmee ons hierdie boos kan teestaan, want ons geveg is nie teen vlees en bloed nie, maar die woord wat ons geloof kan verdiep. En dan om te weet, maar jy vermoere hier is deel van God se wil, sy verlossingsplan, is die ewige lewe, jy is op reis na die beloofde land. Net soos wat ek in die begin gesê het met daai fortune fire, dis nie wat hierdie ding aan die wapen kan, of wat jou wapen aan die ding kan doen nie, maar wat daai ding in jou lem kan doen, wil ek het omdraai. Deur al hierdie wat die Here vir ons kom aanbied het, deur gehoorsaamheid aan God, deur gefokus te weet op God se teenwoordigheid in jou lewe, om jou identiteit te weet, hy het jou kom verbind, hy sal jou nooit in die steek laat te wees nie, onder die leiding van die Heilige Gees, deur sy woord, gefokus op sy plan, is nie altyd wat die versoekings aan jou kom doen nie, maar daai wat, jy kan dit breek, jy kan dit teëstaan, en jy kan leef in die volheid van die koninkryk van God, gaan ervaar. Jesus het dit oorwin, finaal op die kruis, en ons kan daaruit gaan leef. Amen. Kom ons sluit die oë. Here, wanneer ons die woord lees, is dit deel van die alledaagse bestaan. Ons weet U is ons Here, die drie-enige God is deel daarvan. Maar U was ook mens, het mens geword, van ons gewys in die dade, in die woorde, in die optrede, dit wat ons elke dag in die gesig staar, en U het vir ons 'n manier gewys om dit teë te staan. Boos is deel van ons bestaan. Maar dankie dat ons weet, ons hoef nie alleen daarteen te veg nie.
maar U is saam met ons. U rus ons toe. U gee vir ons krag. Want ons moet eers weet wat is ons identiteit. Ek is 'n kind van God en daarom is ek tot alles in staat. Seën ons, Here, dat ons opnuut sal dink, wie is ek wanneer ek hier uitstap? En dan te gaan vra, al hierdie dinge wat die versoeking is, hoe is dit relevant tot hierdie wêreld? Oor behoeftes, hoe maak ons 'n verskil? Oor mag, en waar maak ons verskil met mag en magmisbruik? En hoe bepaal dit? Oor hoe ek myself sien, oor nederigheid en my funksionering. Alles wat ons hierdie week in die dagstukkies verder gaan behandel. Mag alles gebeur tot eer en verheerliking van U naam. Amen. Daar's nou geleentheid om die Here te dien met die offergawes. Tannie en Christel, ek wil nie Tannie Christel nie, Tannie en Christel. Kan ons vers 1 en 4 sing? 1 en 4. Tannie, is dit moontlik by jou bord? Net 1 en 4 van die laaste lied. Ek wil net by die Tannie hoor of sy moontlik op haar masjien sê. Op vaste fondamente, vers 1 en 4. Christel, reg? OK. Vriende, kom ons staan, dan sing ons hierdie pragtige lied op vaste fondamente, verse 1 en 4, en dan bly jy staande vir die seën, en dan sing ons die musikale amen op die einde.
ontvang nou die seën van die Here. Die Here sal die seën en die beskerm. Die Here sal tot die redding verskyn en die genadig wees. Die Here sal die gebede voor en aan die vrede gee. Die drie-enige God is by u van nou af tot in alle ewigheid. Amen.